Daar sê, gelukkig het Johan vir my gesê, dat ek hoef oor enige iets te praat vandag, behalwe oor halfuur. En ek wil julle gerus stel, ek is nie in die plantgesondheid nie, ek is in die gesinsgesondheid, spesialiseer ek. So ja, daar sit 5 mossies op die draad. 3 besluit om weg te vlieg. Hoeveel bly daar oor? 5. Want hulle het nog net besluit. Hulle het nog nie gevlieg nie. Ek wil vanoggend begin met 'n skrif. En die skrif kom uit 2 Korintiërs 5 vers 17. En hy sê hierso, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Sê nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Sê alles. Hulle het 'n studie gaan doen in Amerika oor die woordjie alles. En weet jy wat het hulle na 'n jaar agtergekom? Dat alles beteken toe nou alles. En ek wil, my mandaat is om lewe in mense in te spreek, en ek wil vandag lewe in julle inspreek. Want weet jy wat, ek is in 'n hoedanigheid waar ons mense oplei. En as mense opgelei word, wil ek hê hulle moet beter by daai deur uitgaan as wat hulle inkom. En ek wil vir julle lees, en ek wil vir julle lees hierso, en hy sê hierso, en dit alles is uit God, wat ons met hom versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. So mense, ek wil vir julle vandag sê, Jesus Christus het vir elkeen van julle wat hierso sit, het hy gesterf. Vir elkeen wat hierso sit. Ek wil vir jou vra vandag, het jy daai geskenk wat Jesus Christus vir jou gegee het al ontvang? Het jy dit al in ontvangs geneem? Want jy weet, in Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, vir die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek wil vir jou vra vandag, God het vir die wêreld so lief gehad, die wêreld sluit jou ook in vandag. En ek wil vir jou bemoedig, en ek wil vir jou sê, jy is kosbaar, en jy is waardevol, en jy is hooggeag, en jy is diergekoop, en Jesus het jou lief, en jy is volkome vergewe. Want weet jy wat, mense weet nie meer wie hulle is nie. Mense weet nie meer wat sy identiteit het hulle nie, want hulle luister so na die wêreld daar buite, en dit wat die mense daar buite sê, dat hy vergeet wat God in sy lewe inspreek. En dan gaan hy verder hierso, en hierdie is natuurlik die lekkerste gedeelte. Hy sê, want hy wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word, hoor hierso, die geregtigheid van God in hom. Ek wil vir jou vandag sê, wat beteken die woord geregtigheid? Jy weet, toe ek op skool was, dan sê die juffrou, definieer die volgende, geregtigheid. Nou as ek hierso by elke tafel omgaan, en ek gee die mic vir elkeen van julle wat hier sit, dan wonder ek, wat se antwoord sal ek kry, as ek moet vir jou vra, wat beteken die woord geregtigheid? Want God het jou geregtig gemaak, en jy moet dit vandag hoor, by hierdie baie mooi venue. Want weet jy wat geregtig beteken? Dat jy staan reg voor God. Geregtig, vergewe, asof jy nooit gesondig het nie. Ek sê, dis my shocking, en ek wil vandag met manne praat. Ek wil met die manne praat wat hierso sit vandag, en ek wil lewe in julle inspreek. Want weet julle wat, ons manne, Efesiërs 5:23 sê, die man is die hoof van die huis. Nou sien ek baie keer, hoe gaan dit in huise? Ek wil vir jou vra vandag, hoe gaan dit en hoe lyk dit in jou huis? Wat gaan aan in jou huis? Want vir 35 jaar was my huis chaos gewees. Daai mooi vrou wat daar so sit, het ek met my woorde afgebreek, en ek het haar hare rondgesleep in die huis. En op die einde van die dag was my huwelik so daarmee heen, dat ek 2 keer met egskeidingsbriewe bedien was. En in 2015 kom ek op 'n plek in my lewe, en ek's bankrot. Die ergste droogte in 150 jaar tref ons. En ek begin verval in allerhande goed. Weet jy wat is hulle? Antidepressante.
Ek gaan dokter toe en sê ek, dokter, ek kan nie cope nie, want ek het depressie, geef vir my iets. Dan geef my 5 milligram, 3 maande later, dan is hy 5 milligram te flou, dan moet hy vir my 10 milligram gee. 3 maande later, toe is ek op die 15 milligram, toe sê ek, dokter, yes, maar hierdie goed werk nou nie, toe sê hy, hoor die somma, moenie worry nie, 20 milligram is nog op pad. Dan drink ek daai goed saam met brandewyn en ek rook sigarette en ek het slaappille wat ek drink. En een oggend word ek wakker en ek kry myself in die badkamer met die 357 revolver teen my kop en ek sê vir die Here, Here, ek kan nie meer nie. Ek gaan nou my kop wegblaas. En miskien sit jy vanoggend hierso en jy sê, maar weet jy wat, ek was al daar. Ek het al oorweeg om my lewe te neem, as gevolg van die mislukking wat my boerdery is, en die vrees, wat gaan van my vrou word. Miskien sit jy vandag hierso en jy sê, hoor hierso, maar ek wil nie meer lewe nie. Dit sal beter wees as ek my kop wegblaas en my lewenspolisse betaal uit. Ek wil vir julle vra, hoe gaan dit by julle huise? En ek wil vir die manne vra, hoe gaan dit in jou huis? Want weet jy wat, daar's 'n statistiek wat hulle 'n studie wat hulle gemaak het. Hoeveel invloed dink julle manne en vroue, hoeveel invloed het die pa in 'n huis en hoeveel invloed het die ma in 'n huis? Wie sal raai? Wie wil graag raai? Van wie se kant af? OK, nog iemand? Sy is baie naby. Verrie? OK. Nou antwoord die vrouens, ek wil graag by die manne hoor. Is julle hierso? Is julle nog wakker? Is julle aan die slaap gepraat? Wat dink julle? Die pa se invloed in 'n huis is 83%. En 'n ma se is maar net 17%. En dank die Here, 10 Junie 2016 kom ek by 'n mannekant by die Here uit. En ek begin aanpassings in my lewe maak. En dis waaroor ek vanoggend met julle wil praat, is 'n paar aanpassings. En ek is nie hier om vingers te wys nie, want weet jy wat nie, ek is die ou wat gesukkel het met hierdie goed. Die Here gee vir ons in Genesis 2:15, gee vir ons 'n 50-50 opdrag. Daai 50-50 opdrag sê jy moet bewerk, love it. Maar daar's 'n ander opdrag, bewaak. En dis baie keer die gedeelte wat ons manne mis. Ons bewaak nie. Want weet jy wat die vyand, Johannes 10 sê, die dief het gekom om te steel, slag en te verwoes. Die vyand kom en hy wil jou huwelik steel, hy wil jou boerdery steel, hy wil jou besigheid steel. En ek kom op 'n plek in my lewe waar ek besef dat die vyand is besig om my huwelik te verwoes. En ek begin die 50-50 opdrag, die bewaak gedeelte uitoefen. Want as jy in die Grieks na die woordjie bewaak gaan kyk, dan beteken bewaak om te shamar. En shamar het 3 onderafdelings. Die eerste ding is om 'n heining te span. Nou wat dink julle boere, wat is die belangrikste ding as jy heining span? Dis die hoekpaal, die ankerpaal. En weet jy wat, die dag toe ek die ankerpaal Jesus Christus in my lewe in orde gekry het, toe begin my heining reg lyk. Hoekom wil jy heining span? Want jy wil graag die vyand uit jou huis uithou. Want hy kyk net waar hy kan inkom om te kom steel, slag en verwoes. Die tweede ding, jy moet wag staan. Ek het op 'n plek in my lewe gekom waar ek by my huis moet wag staan om te kyk wat gaan by my huis aan, wat gaan by die hek aan, wat kom daarin. Want vir baie jare het ek goed toegelaat in my huis. En op die einde van die dag het die goed wat ek toegelaat het amper my eie huwelik gekos. En ek moet beskerm. Jy weet, my dogters, ek het 3 van hulle. En 'n seun. En ek wil vir julle sê, toe hulle klein was, toe trek ek mos vir hulle van hierdie inflasieklere aan. Jy ken hom mos. Hy's min onder, min bo en dan het hy nog 'n gap in die middel. Nou, wil die meisiekinders nog steeds so uitgaan. Ek sê vir die paas, hoorie so, jy het dit toegelaat as hy 3 jaar oud is. Hoekom laat jy dit nie nou toe dat sy 16 jaar oud is nie? Want weet jy wat, as ek nie gaan my kinders beskerm nie, môre kom my meisiekind swanger van 'n party af, omdat ek nie geshamar het.
En ek wil met julle manne praat. Ek wil met julle ernstig, want ek spesialiseer nie in enige grondgesondheid of enigiets nie, ek spesialiseer in huwelike. Ek spesialiseer in verhoudings. Want ek kom op 'n plek, ek en my vrou, waar daai vrou so stikkend is, dat sy sê, hoorie, so kan nie meer nie, ek wil gaan. Toe ek by die Here uitkom, toe begin dinge regkom. Ek wil vir jou vra vandag, hoe lyk jou heining, pa? Hoe lyk jou grenslyne? Hoe lyk dit? Want as jou drade pap is, kom die vyand in, want ons moet grenslyne in ons huwelik hê. En ek wil jou vandag tips gee. Want weet jy wat, ek wil hê dat jy by daai hek, by daai deur en by daai hek uitgaan, dat jy kan gaan aanpassings maak sodat jy dit jou huwelik kan help. Kan ek begin met die eerste grenslyn? Efesiërs 5:25 sê, wees lief vir jou eie vrou. So, wat is jou rol? Jy is die hoof. Jy moet jou eie vrou lief hê. In party vertalings het hulle die eie uitgehaal. Nou lees die manne vrouens. Vrouens. Hoe weet jou vrou jy is lief vir haar? Jy sê dit vir haar. Ek hoor nou die dag 'n ander oom, hy sê vir my, hoor hierso man, ek het dit vir haar gesê 25 jaar terug toe ek met haar getroud is, ek sal al laat weet as daar enigiets verander. Ek wil vir jou vra, sê vir jou vrou, jy is lief vir haar. Want sy wil dit hoor. Sy wil dit graag hoor. Ek het ook groot geword, Cowboys don't cry. My pa het altyd gesê, man, Cowboys don't cry. Ek het geen verhouding met my pa gehad nie. Ek het geen liefde by my pa ervaar nie. My pa was bitter mal oor karre en bakkies. Hy het 3 BMW karre gehad en hy het 'n Dodge bakkie gehad. En ek het so min vrymoedigheid gehad, omdat ek en my pa nooit 'n verhouding gehad het nie, dat ek nooit in die goed kon vat nie, want hy het altyd beklei en geraas. Dan gaan hy dorp toe, saam met my stiefma. Dan gaan koop hulle groceries. Dan vat ek een van my swart maatjies met 'n 5 liter kan, met die pyp, sommer hier deur die firewall, in die enjin in, want jy kon nie daai bakkie se tank 5 liter gooi nie, dit verdwyn. Dan ry ek, dan kyk ek, as hy half raak, dan weet ek moet nou terugdraai, want pa en stiefma moet my nie iewers op die pad vang, met hierdie bakkie nie. Dan gaan sit ek hom terug in die stoor. En dan ry ek die 3 karre, elkeen, en bære hulle. Want pa is op pad. En weet julle wat? Eendag, toe kom my pa, toe kom ek van die koshuis af, een naweek, en toe in die garage instap. Toe is al 3 karre weg, en die Dodge bakkie is weg. Ek vra vir my pa, waar is hierdie goed? Hy sê, man, niemand het in hulle belang gestel. Ek het hulle almal verkoop. My hart stikkend. Ek staan met hier sit in hierdie vertrek, sit hier paas en seuns wat nie eens met mekaar praat nie. Hier sit miskien broers wat hier so sit, wat twis oor allerhande gemors. Ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy vir jou pa gesê, jy is lief vir hom? Wanneer laas het jy vir jou broer gesê, weet jy wat, ek gee om? Want deesdae se manier is mos die prestasie gedrewe manier. Ek sien mos hoe die ouers te kere gaan langs die sportveld. Ek hoor hierdie storie van 'n meisiekind, haar hele lewe lank is sy 'n A-klas student. Haar hele lewe lank. En sy kom in haar matriekjaar by haar pa, sy sê, pa, ek het moeilikheid. Ek het 'n B op my rapport. Weet jy wat nie? Haar pa sê van, man, jy is niks werd nie. Dis nie wie jy is nie. Nooit weer kom jy met 'n B op jou rapport in hierdie huis in. Weet jy wat doen sy? Toe hy die oggend wil wakker maak, toe lê die leepille botteltjie langs haar bed, toe sy haar eie lewe geleef, met 'n rooi kring om die B. Dis nie goed genoeg vir my pa nie. Ek wil vir julle vra, dan weet jy wat, die dag toe ek by die Here uitgekom het, het ek dus aanpassings gemaak in my lewe. My vrou bel my die een dag, sy sê vir my, hoor hierso, jou baie geluk. Ek sê, waarmee? Sy sê, hoor hierso, jou dogter het begin menstrueer. Weet jy wat? Ek stop my hele boerdery en ek ry dorp toe
Kroonstad toe. En gaan koop die grootste bos blomme wat ek in Kroonstad kan kry. En toe sy by die huis kom, toe sê ek by die voordeur, toe wag ek vir haar daar, toe sê ek vir hoorie so my skat, geluk, vandag het jy 'n vrou geword. Hier is jou blomme. En weet jy wat, ons paas moet begin, man up. Ons moet begin rigting kry, want ons wil die beste tegnologie, ons wil die beste saad koop, ons wil die beste dit doen, maar ons hoofskap is agterweë by die huis. En dan gebeur iets tussen 'n pa en 'n dogter op daai dag. En ek sê vir haar, hoorie so, hierdie is nie weird nie. Die Here het jou gemaak, jy gaan begin jippies kry, jou borsies gaan begin groei. Dis nie vuil of iets as jy menstrueer nie. En dan gebeur in 'n pa en 'n dogter iets. En daar sit twee van my dogters en met elkeen van hulle het ek presies dieselfde gedoen. Toe hulle by die huis kom, ek wil vir jou vra, hoe lyk dit in jou huis? Ek hoor nou die dag die een ou sê, man, eintlik wat gebeur is die ouma kuier by die pa, sy sê vir die pa, asseblief sê net vir jou seun, jy's lief vir hom. Hulle sit so in 'n vertrek, hy wil dit nie doen nie. Hy sê, man, ek het dan nou die dag vir hom 'n Weber braaier gekoop. Verstaan? Hy weet ek is lief vir hom. Nee, jou seun wil dit hoor. Ek hoor van die twee ouetjies, hulle gaan jag, twee boeties. En op pad terug, rol hulle per ongeluk die bakkie. Eerste ding wat die boetie vir sy ander boetie sê, vir sy broer sê, hy sê, pa gaan my doodmaak. Pa gaan my doodmaak. Gelukkig val die bakkie op sy wiele. En hulle kan verder ry. En die boetie sê later, man, stop het gou. Ek wil net gou water afslaan, en hy's uit die bakkie uit, en ewe skielik hoor sy boetie skoot. En daar neem hy ouetjie sy eie lewe, as gevolg van 'n bakkie. Ek wil vir jou vra, wat se vermoedigheid het jy met jou seun? Wie van julle wat hierso sit, het seuns, of het kinders, kom ons noem dit kinders. Kan ek hande sien? Wat se vrymoedigheid het jou kinders met jou? Ek sit daar by die opleiding, ons hardloop 'n opleidingsentrum vir ouetjies wat aan Amerika toe gaan. Ek sit met 'n ouetjie, sy hart is stikkend. Hy sê vir my, oom, weet jy wat, my pa, toe ek 5 jaar oue laaitjie was, as ek die samel, wat hulle op die plaas het, 'n wild samel met jagtralies op, hy sê, as ek die samel, sy klats net te vinnig los, en hy vrek, dan gee my pa my sommer klap met die plat hand. Hy sê, my pa sla my met 'n dropper. Hy sê, my sla my so dat my stiefma begin huil. Ek sê, Boeta, ken jy die Here? Hy sê, oom, glad nie. Ek sê, het jy 'n Bybel? Hy sê, oom, ek het nog nooit een gehad. Ek sê, kan ek vir jou Bybel gee? Kan ek jou aan Jesus voorstel? Tweede grenslyn, want die vyand wil ons inkom. Vir die eerste grenslyn, hulle kan nou maar neerskryf is liefde. Die tweede grenslyn is die grenslyn van finansies. Ek wil jou vandag vra, hier waar jy sit, hoe lyk jou finansies? Het jy 'n budget? Want ek sien huwelike is in 'n gemors as gevolg van die feit dat mense nie 'n budget het nie. Hulle sê mos die een ou sê, sy vrou het nie 'n budget nie, sy het 'n target. Sy kyk hoeveel kan sy koop. So manne, julle moet met julle vrouens mooi oop kaarte speel. Kredietkaart, debietkaart, al die kaarte. Dis nou hoe dit deesdae werk. Ek wil vir jou vra, het jy 'n budget? Of koop julle net tot die geld op is en dan later is dit 'n bekleierery? Want ek wil vir die manne vra, hulle moet verantwoordelikheid begin vat vir hierdie goeders. Geef vir jou vrou geld om die goed mooi te maak wat moet mooi gemaak word, die hare en die naels. Ek hoor nou die dag van 'n vroutjie, sy bly daar in Papierstad, haar naam is Vinolia. Haar man het haar R100 gegee om vir 6 kinders te sorg. Weet jy wat doen sy? Sy maak 'n skorrel sinkbad vol water, trek hulle almal mooi aan, sy drink hulle een vir een, omdat sy nie kan kook nie. In ons huis moes ons sit om 'n tafel in 'n huisvergadering hou. Ek, die pa, die hoof van die huis, en vir my vrou
sê, hoorie so skat, wat het ons nodig in die huis, dat ek dit in jou rekening inbetaal? Hoeveel geld het jy nodig om jou haartjies en jou goed te doen? Want weet jy wat, die vrouens moet elke dag vir hulle man smeek, asseblief gee my net iets, gee my net 'n geldjie. Sy kan haar menswaardigheid nie uitleef nie, verstaan? En ek en my vrou moes gaan sit het en ons moet 'n budget uitwerk en sê, hoorie, so dit is die hoeveelheid, en ek moet vertrou dit elke maand aan daai vrou toe. Nou die dag, ek het my kinders geleer, het hulle streetwise geleer, want weet jy wat, toe ek die chips betaal, my kinders het mos aandele daar by Simba gehad, verstaan? As ek die chips betaal, dan koop hulle net. Nou kry elkeen sy eie sak geld. Kan jy dit glo? Nou moet jy vir jou eie chips betaal. Roomys is nou nie meer so lekker op Durban se strand nie, omdat hy homself moet betaal. Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit by jou? Die raketsnare hou amazing, 10 maal langer. Die tekkies hou 10 maal langer, want hulle moet hulle self betaal. Nou die dag vra ek my dogter, waar is die geld heen wat in jou rekening was? Sy sê, nee pa, ek het dit oorgeskuif na my manie, maak dit rekening, want daar kry ek meer rente as in daai rekening. Want weet jy wat, ek het dit streetwise groot gemaak. Ek wil vir jou vra vandag, wat jy hier so sit pa, hoe lyk dit by jou huis? Is hierdie goed agter mekaar? Want ek sien onmin tussen mense oor geld en finansies. Ek wil vir jou vra, het jy 'n testament waar jy hier so sit? Want as jy nie 'n testament het, ek sit nou die dag met mense, dis familietwis as gevolg van die feit, dat mense nie eers 'n oordentlike testament het nie. Ek weet, deesdae is daar mos 'n advertensie, die plakkers plak hulle mos nou op die goed. Jou ouma se koppies, kry 'n rooi plakker vir jou en 'n persplakker vir jou suster, dan plak julle dit op, dan weet julle wat wie. Staan. Dis mos nou hoe dit deesdae gaan. Ek hoor nou die dag van die een tannie, haar man was 'n detailer. Haar testament was tip-top. Sy testament was tip-top gewees. En 3 maande later, toe loop sy met so 'n helse knoets op haar vinger. En haar vriendinne sê, "Jomma, is dit nie bietjie vinnig nie? Is dit nie bietjie vroeg nie?" Sy sê, "Nee man, my man, hy het alles presies uitgewerk. Hy het in sy testament R500,000 bewillig vir die steen." Toe is dit nou die grafsteen en nie daai steen nie. Nou vra ek vir jou, wie van julle vrouens wil nou die dinge aan in die veld laat lê as jy hom in jou vinger kan dra, verstaan? So ek wil vir jou vra, het jy 'n testament? Ek hoor nou die dag van twee broers, hulle werk vir die pa. Die een gaan die een helfte van die boerdery erf, dis die beesgedeelte, en die ander gaan die ander helfte van die boerdery erf, dis die saai gedeelte. Weet jy wat gebeur? Altyd van die broers is getroud met kindertjies, hulle bly 2 huise op die plaas. Die een boetie ry een oggend voor 'n lorry in, daar sy op slag dood. Nou sê die vrou, hulle het niks, want die seun het nooit 'n testament gehad nie. 3 maande later, toe vra die oupa, asseblief kan jy hierdie plaashuis verlaat en dorp toe trek en vir jou heen kom en daar gaan soek saam met jou kindertjies, want ek het nou die plaashuis nodig vir 'n ander voorman. Is dit eties reg? Nee, maar was dit die oupa se verantwoordelikheid om 'n testament te hê vir die dogter? Nee. Ek wil vir jou vra, hoe lyk jou testament? Het jy ooit een? Is hy opgedateer? Of is dit een wat jy nog gehad het toe jy in die army was? Die volgende grenslyn wat ek met julle oor praat is dissipline. Die eerste dissipline is selfdissipline. Vir baie jare, jy weet toe ek getroud is, het ek 'n six-pack gehad. 3 maande later, toe het ek nie krag om 'n vuil onderbroek en 'n nat handdoek van die grond af op te tel nie. Jy vat hom so met die toon, dan skiet jy daai onderbroek so na die hoek toe, daar na die wasgoedmandjie toe. Dan val hy tussen die wasgoedmandjie en die muur in. Daai ding lê in mif daar vir nog so 3 weke. Die groeie organisme daar. Ek wil vir julle manne vra, hoe lyk julle higiëne? Borsel jy jou tande? Nou die dag loop ek in die straat en ek vra vir die ou man, die man loop met sy netjies 'n vroutjie in die straat. Hy het sulke ou visplakkies wat hy daar seker op Durban se promenade gekoop het in 93, bestaan met 'n broek wat hier hang met sulke so spaghetti so wessie. Ek vra vir hom, oom, waar is 7de straat? Hy sê daar, maar hier sit so salpeterkol.
Ek gril myself dood. Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit by jou huis? Hoe lyk jou higiëne? Ons het al die jare, ek en my pelle, dan gaan kuier ons daar by die Renosterrivier, dan spit ons knoffelvlakvark daar, met brandewyn en sigarette, en dan eet ek daai knoffelvlakvark met suurroom. 3 uur die oggend, dan lê my vrou en my kinders by die huis in die bed, dan kom ek daar aan, dan wil ek nou romanties raak. Ek seker my vrou daar gelê en sê, Here, kan hierdie lydingsbeker nie net by my verbygaan? Tot ek 'n aanpassing moes begin maak het. Ek wil vir julle manne vra, julle wat die hoofde is van julle huis, hoe lyk dit by jou? Lyk jy lekker en ruik jy lekker? Dan wil ek praat oor dissipline met die kinders. Hoe praat jou kinders met hulle ma? Ek het 'n pel. Sy kinders sê vir die ma, waar's my selfoon? Waar's my tekkies? Ek is honger. Ek sê vir jou, ontklee jou vrou as jy toelaat dat jou seun so met haar praat. Want jy's die een wat die dissipline moet uitoefen in die huis. Ons hou 'n huisvergadering. Jy kan my kinders vra, daar is hulle, 3 van hulle. Dan skryf ons in 'n boek. Want dan kom die Hana, dan sê sy vir my, Wilhelm trek haar hare. Dan sê ek, is reg, kom ons hou 'n huisvergadering. Dan vat my vrou, sy doen nie notiele. Sy vat die boek en sy skryf in die boek. Dan sê ek vir hom, Boeta, wat kan ek aan jou doen as jy weet die Hana se hare trek? Nee pa, 2 houe in die badkamer. Ek sê, okay, skryf, teken net daar. 'n maand later, dan hy vergeet van daai reëling, dan trek hy die Hana se hare. Weet jy wat doen ek? Ek vloek nie, ek skree nie. Ek sê, bring die boek. Dan blaai ons tot op die plek waar hy geteken het. Wat is jou straf? 2 houe in die badkamer. Weet jy wat doen ek? Ek gaan kamer toe, gaan haal die voorwerp van tugtiging, die belt, en ek sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Dan gaan ek badkamer toe. Hy wag in die badkamer. Hoekom die badkamer en nie slaapkamer nie? Want die badkamer is die plek van skoonkom, die slaapkamer is die plek van liefde. Dan sê ek vir hom, buk. Oor die bad, ek glo die eerste hou met die beste hou wees. Hoe weet jy dit? Al 2 handjies, gryp al 2 boutjies vas. Hulle het in Amerika agtergekom, dat dis eintlik 'n wonderwerk, die hitte op die boude smelt spontaan die was in die ore. Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit met die dissipline in jou huis? Ek hoor van die een ou, toe hoor hy ook hierdie storie, toe gaan hy, toe sê hy vir sy seun gaan badkamer toe. Toe hy daar in die badkamer kom, toe is daar niemand. Toe hy omdraai uit te loop, toe vanuit die wasgoedmandjie. Die Here hier, wees genadig met jou seun. Toe daai ou ander planne gehad. So ek wil vir julle vra, paas, hoe lyk dit by julle huise? Want ons moet begin man up. Want as jy wil vir suksesvol besigheid en 'n suksesvolle boerdery hê, dan sal met ons as hoofde van ons huis begin opstaan. Nou wil ek met die vrouens praat. Vroutjie, asseblief, hou op mor en mou. As jou man by die huis kom, wil hy nie hoor, die bediende het nie opgedaag nie, wasmasjien het nie gewerk nie, en die kinders is stout. Weet jy wat? In huise wat dit gebeur, daai man draai net daar om, dan gaan hy waartoe en hy gaan sit, saam met die manne met die kanne in die hande. Want weet jy wat? Hulle luister na hom. Hulle kritiseer nie alles wat hy doen nie. Hulle kla nie. Sê net, ja, goed, gooi nog 'n dop. Sal beter word. Ek wil vir julle vra, vroutjies, julle is die hulp in jou man. Jy kan in Genesis 2:18 kan jy gaan lees. Jy is jou man se hulp. Jy is die een wat sy arms moet sterk hou. Ek wil vir jou manne vra, wanneer laas het jy die stoel uitgetrek vir jou vrou en vir haar gesê, hoor hierso, my skat, ek wil vir jou bid, nie saam met jou bid nie. Want hier sit vrouens hierso wat stikkend is, wat deur miskrame gegaan het, wat deur molestering gegaan het, wat nog nooit daarmee gedeel het nie.
Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit? Het jy al ooit 'n stoel uitgetrek vir jou vrou vir haar te bid? Want in ons huis werk dit so. As ek sien daai vrou van my stikkend, dan sê ek vir haar, hoorie so skat, kom, kan ek vir jou koffie maak? Ek hoef nie eers by die gebed uit te kom nie, net die koffie het al klaar op 'n plek, waar sy sê, yes, maar weet jy wat, ek het net nie 'n lekker dag nie. En dan deel ons met dit. Nou, die grenslyn van tyd. Ek sê ons het tyd vir baie goedjies. Ek het ook al die jare, dan gaan ek af Suidkus toe, dan speel ons tot 'n week lang golf daar. Dan sê my vrou, wanneer gaan ons bietjie op vakansie? Sê ek, nee, daar is nie geld nie, jy weet. Staai in die boerdery. Jagtrippies. Ek wil vir jou vra, spandeer jy tyd saam met jou vrou? Vat jy haar vir 'n koffie? Hoor nou die dag die oom sê, hy vat sy vrou vir 'n koffie, of sy smeek hom, asseblief gaan drink saam met my koffie. Vir die eerste keer in 30 jaar gaan sit hy saam met haar en koffie drink. Toe die rekening kom, toe kyk hy daai rekening, so sê, yes, toe ek, destyds was koffie R5, nou is hy R50. Wat hoor jou vrou? Jou vrou hoor, sy is nie R50 werd nie. Want dit gaan nie oor die koffie nie. Dit gaan oor die tyd wat jy saam met haar spandeer. Ek wil vir elkeen wat hierso sit vra, hoe lyk dit by jou huis? Want die dag toe ek hierdie aanpassings in my lewe gemaak het, toe begin my huwelik regkom, my verhouding met my kinders begin regkom, my boerdery begin regkom. Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit by jou? Werk jy net? Want vir baie jare het ek net gewerk. Net belangrik, van vroeg die oggend af, 5:00 die oggend tot 8:00 in die aand. As ek by die huis ry in die oggend, dan slaap die kinders. In die aande, as ek by die huis kom, dan slaap hulle nog steeds. Hulle het nooit 'n pa gehad nie. Want weet julle wat? Ek is die hoof van die huis. Ek het altyd gedink, my vrou se werk is die een wat die geestelike dingetjies moet doen. Sy moet vir die kinders Bybel lees, tot die dag wat ek gekom het op 'n plek wat ek besef het, ek is die koning, die priester en die profeet van my huis. Ek is die priester, is my werk om vir die kinders Bybel te lees. Maar ek het dit nooit gedoen nie. Nou is daar chaos in my huis, nou wonder ek hoekom. Ek wil vir jou vra, spandeer jy tyd saam met jou vrou? Kom jy vroeg by die huis? Ek hoor van die een ou, sy vrou sê, as hy by die huis kom, dan begin die African Grey sê, hier kom hy. Hier kom hy, hier kom hy, hier kom hy. Almal verdwyn in die huis en die Fox-terrier is onder die bed in. Want hier kom hy. Ek wil vir jou vra, hoe operate jy? Of is jy ook een van die militariste wat die hele dag vloek en skie en te kere gaan? Want ek moes in my huis, moes ek 'n keuse gemaak het om te sê, weet jy wat, al gaan dit hoe sleg, as ek in die aand by die huis kom, dan los ek al die probleme van buite die huis. Ons sal môre kan ons aangaan met dit. Want om die heel aand te top en te skree en te kere te gaan, naderhand is julle twee so uitgeput. Want sy sê, hoekom maak jy nie so nie? Dan sê jy, maar dit werk nie so nie. En ek het op 'n plek gekom waar ek moes gaan en sê, hoorie so, maar weet jy wat, ek moet 'n aanpassing maak op die manier hoe ek by die huis kom. Nou wag my vrou vir my. Mooi, lekker pap en wors reuk waar in die huis as ek aankom. Dan sê sy vir my, hoorie so, my hoof, hoe lyk dit? Stukkie koek, so dik of so? Want ek moes 'n aanpassing maak. Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit by jou? Hoe lyk dit by jou huis? Grenslyn van vriende. Ek het baie vriende gehad, die brandewyn geloop het, maar die dag toe ek bankrot was, nee, toe is hulle almal gone. Ek wil vir jou sê, die vriende wat jy vandag het, is dit mense wat positief in jou lewe inspreek, of is dit mense wat negatief in jou lewe inspreek? Want die dag toe ek by die Here uitkom, toe verloor ek baie van daai ou vriende, maar weet julle wat, ek het baie nuwe vriende bygekry wat na my toe kom en sê, hoorie so Marius, weet jy wat, ek sien jy sukkel, kan ek jou help? Want die ander vriende het almal weggehol. Ek wil vir jou vra, hoe lyk dit by jou? Bespreek jy jou vrou met jou vriende? Ja, sy is so lui, jy weet, kry niks uit haar uit nie. Dis hoe die manne praat. Hulle ontklee hulle eie gesinne so. Dan wonder hulle hoekom gaan dit so chaoties in hulle boerdery en hulle huise. Ek wil vandag praat oor KWV. Wie ken KWV?
Keuse, wil en verantwoordelikheid. Want weet jy wat, ek moes 'n keuse gemaak het en 'n wilsbesluit gemaak het om die verantwoordelikheid wat 'n hoofse verantwoordelikheid is, om my te kom vat, om my mense op so 'n manier te begin hanteer. En weet jy wat, die Here het ons so geseën. Ons vandag het ons 'n suksesvolle boerdery en 'n suksesvolle besigheid. Ek wil vir julle manne sê, manne, staan op. Staan op en begin doen soos wat hierdie woord vir jou sê om te doen. Hierdie is die voorskrif wat die Here vir ons gegee het. Op die einde van die dag lees ons nie ons manual nie. Iemand het gesê manual, ek dink is jy. Ons lees nie ons manual nie, nou eindig ons in doodloopstrate op. Ek sê alles in die lewe is gelyk aan. My ou swarte, ou prop, hy kom na my toe, hy sê, baas, kyk hoe maar word ek. Ek sê, wat's fout, prop? Prop was baie lief vir die vroumense, hoor. Elke naweek het prop bietjie lekker rondgeloop. Hy sê, kyk hoe maar word ek. Ek sê, wat's fout? Hy sê, nee, die dokter sê ek het die slow puncher. Ek sê, prop, dit is nou die Here se skuld dat jy rondgeslaap het en die slow puncher gekry. Want baie keer kry ons onsself op plekke, dan as daar fout kom, dan sê ons, nee, maar dis die Here se skuld. Ek sit saam met 'n tannie in die ouer huis. Sy sê, my kind, ek het longkanker, die Here straf my met hierdie kanker. Ek sê, tannie, hoe lank het jy gerook? Sy sê, my kind, ek het 50 jaar gerook. Ek sê, nou, dis nou die Here se skuld, het hy 50 jaar sigarette in tannie se mond ingedruk. Want jy sien, baie keer kom ons op plekke uit as gevolg van ons eie toedoen. Vir baie jare het ek skuld gemaak. Ek was vir baie jare die slaaf van Standard Bank. Dan bid ek, Here, dit moet tog net kom reën, want ek moet my skuld betaal. Dan sê die Here vir my, maar jy koop goed. Hulle sê mos, mense koop goed wat hulle nie nodig het nie, met geld wat hulle nie het nie, om mense te impress waarvan hulle nie eers hou nie. Tot op 'n dag wat ek geman up het en gesê, weet jy wat, nou moet ek en my vrou 'n budget kry, sodat ons lieflik in alles in lyn moet kry, volgens wat hierdie woord sê. Want vandag wil ek vir jou sê, maak so manne, almal van julle, vinger teen die bors. Dis jou verantwoordelikheid om te gaan en te sê, hoor hierso, ek moet die verandering, want ek is die hoof. As jou kind daar by skool seer kry, dan gaan jy nie eers na die onderwyseres toe nie, jy is reguit na die hoof se kantoor toe. Jy is die hoof. Alles wat reg gaan in jou huis is jou skuld. En alles wat verkeerd gaan in jou huis is jou skuld. Ek wil vir julle net 'n skrif lees. Skat, hoeveel tyd het ek hoor? Is my tyd op? En hierdie is 'n sleutel tot sukses. Wie wil vandag 'n sleutel tot sukses hê wat hier sit? Hier's 'n paar. Die ander is suksesvol. Hy sê hierso, Deuteronomium 28. Hy sê, as jy goed luister, en ek wil vir julle vandag sê, daar's baie stemme daar buite. Hy sê, as jy goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig, ek sê, sorgvuldig, te hou by al die gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies. Hoor wat sal met jou gebeur. En hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal. En dan sê hy weer so, Johan, dit sal jy like, as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseënd sal jy wees in die stad, geseënd sal jy wees in die veld. Wie kom uit die stad uit? Wat hier sit. Dis almal, daar's een. Die res is almal van die veld. Geseënd sal jy wees die vrug van jou liggaam, die geseënd sal jy wees die vrug van jou land, die vrug van jou vee. Jou krale sal vol wees, JB. Die aanteel van jou beeste, die aanteel van jou kleinvee. Geseënd sal jy wees jou mandjie, jou bakskottel. Geseënd sal jy wees jou ingang, geseënd sal jy wees jou uitgang. Vers 8 sê, hoor hierso, ek kry 'n steekpyn in my fondament. So lekker is dit. Die Here sal jou die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waaraan jy jou hand slaan. Ek wil vir julle manne vra wat hierso sit. Het jy al ooit in jou lewe gevoel alles wat jy doen is 'n mislukking?
Nothing amount to anything. Jy hoor hier die Engels, ek praat nie eens Engels nie. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou gegee het. En hy sê hierso in vers 11, en die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee. Wie wil oorvloed hê? Wat hierso sit. Dan sê vers 12, en die Here sal die goeie skatkamer, die hemel vir jou oopmaak, en luister hierso, om die reën van jou land op die regte, love it, tyd te gee, en om al die werk van jou hand te seën, en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie meer hoef te leen nie. Miskien sit jy hierso en jy sê, Jesus, daai boerdery van my het so misluk, verstaan. Ek skuld die bank duisende, miljoene rande geld. Die Here sê, jy sal aan baie nasies kan leen, en self hoef jy nie meer te leen nie. En dan gaan ek jou nou die sleutel gee. En hy sê hierso, en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal bo wees en nie onder nie. En dan kan ek net iemand hier kry om net vir my hierdie te lees. My bril is bietjie vuil. Hy sê, as jy luister. Sê dit net weer. As jy luister. Ek kan jou nie hoor nie. As jy luister. Sê dit nog een keer. As jy luister. Ek sê vir julle, nee. Mense weet wat om te doen, maar hulle weet nie hoe om te doen nie. Hy sê so, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. Nou ek sê vir elkeen van julle wat hier so sit, as julle nou vandag hier uitstap, en julle gaan geen aanpassing maak op jou lewe nie, kan ek jou oor 'n jaar weer hier so sien, en jou lewe gaan presies dieselfde lyk as wat hy nou lyk. Presies. Want die sleutel is om te luister en om te gaan toepas. Ek wil vir julle paas vra, gaan huis toe en gaan begin toepas. As jy regtig wil meer weet, volgende naweek het ons 'n mannekamp op Brandfort, dan praat ons oor die huwelik, ons praat oor allerhande goed, om jou op 'n plek te kry. Die Here het my uit die modder uit gaan haal. Uit die modder uit. Hy wil jou uit die modder uit haal, wat hier so sit. Miskien sit jy hier so en jy sê, hoor hierso man, ek wil nie meer lewe nie. Ek nooi jou uit. Kom saam met my na 'n kamp toe, en kom hoor die waarheid, sodat jou lewe kan verander. My vrou gaan nou met my groot oë maak, maar ek het nog een storie. My dogter is mal oor perde, my oudste dogter. En 2 jaar terug gaan ons rivier toe, en een van haar perde, sy het sulke stoet miniatuurperde het gevul. En ek het 'n werker wat die perde oppas, en die werker bel my, sê my baas, die vul is dood. En ek sê vir haar, Emery, jou perd se vul het gevrek. En net soos ek haar geleer het al die jare, ruk sy so weg, sy kyk by die kar se venster uit, ons besig om te ry. En sy sien hoe ruk haar skouertjie so. En dan breek iets in my hart. Want die Here het toe afspraak met Marius, met die hoof. En ek trek af van die pad af. En ek draai om en ek sê vir haar, is okay, kom maar huil. Sy het nie gehuil nie, trane het so uit haar oë uitgeskiet. En ek klim uit die kombi uit. En ek stap om na die kar. Maak die deur, en ek sê vir haar, is okay, kom maar huil. En op baie stadium bars almal in die kar. My ander 3 kinders en my vrou met trane uit oor 'n perd. Maar die Here het nie 'n afspraak met my en 'n perd gehad. Hy het 'n afspraak met my en haar. Ek vat my dogter in my arms en ek sê vir haar, ek is baie lief vir jou. Jy mag maar. Vandag sit die mense in hierdie saal. Ek wil vra is dit al middag? Ek wil vra vanoggend, as jou pa hierso sit, of jy te seën nie, wil jy nie opstaan,
na jou pa of na jou seun toe gaan, net vir hom sê, hoor hierso, ek is lief vir jou nie. Is haar pa's en seuns hierso. Wil julle nie net opstaan, mekaar in die oë kyk? Net sê, nee, nie tik, luister, nee, dit straf, dominee, staan op, kyk jou seun, ek is nie klaar nie. Kyk hom in die oë, sê vir hom, ek is lief vir jou. Nee, ek hoor niks. Sê vir jou pa, jammer, as ek 'n stoute seun was, vergewe my. Dan weet jy wat die Here wil kom herstel. Dit wat die vyand wil breek. Miskien is daar vandag ma's en dogters. Wil jy nie net opstaan as jy 'n dogter het? Is daar 'n ma met 'n dogter hier? Tannie, wil Tannie nie opstaan nie? Waar is Tannie se dogter? Kom. Gaan na jou dogter toe. Kyk haar in die oë. Sê vir haar, ek is lief vir jou. Kyk haar in die oë. Want die Here wil vandag herstel. Kom ons sluit dit ons oë. Ja, Vader. Dankie, Here. Dankie dat ons kan kom soos ons is. Elkeen wat hier sit, elkeen dat ons regtig net kan kom soos ons is. Maar Here, dankie dat U ons nie los soos ons is nie. Here, dankie dat daar herstel kom in families, Here. Dankie dat daar vandag tips gegee is oor hoe om 'n beter lewe te hê, Here. Here, dankie dat U goedheid en U guns oor ons is. Dankie dat U ons wil seën. Dankie dat U ons klaar geseën het. Help by die seën elke familie en gesin wat hier so sit, wat stikkend, miskien 'n gebroke hart het, sal kom genees, Here. Dankie vir U liefde, Here, dankie vir alles wat U vir ons gee en dat ons net op U kan vertrou. Here, want U is goed. Ek bid dit alles in die naam van Jesus. Amen.